right. Yamasa. Who left guitar? Killer me. Kiriwata. Tomorumo. Tomorumo. Asicha. Where were you when I'm sitting? Where were you when I'm dreaming? So fast kitchen. Hemoye. So fast kitchen. Etati. Kichi, kichi, kichima. Kichi, kichi, kichima. Zipram Konto Alliance. Shoot to kill. Yamasa. Shoot to kill. Killer man. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Brr, pa. Pa. Brr, pa. Pa. Station. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by die uitsending. Het nou vinnig weer so uittreksel gesien van 'n toespraak wat Malema nou onlangs die afgelope week gehou het en waar dit maar weer gaan oor kill the boer, kill the farmer. En wat interessant is die kleredrag wat hy aangaat. Ons sal vir julle 'n foto wys. U kan die eie afleidings maak, maar dit lyk of daar koneksie is en die berigte beweer dat daar dan nou sekere koneksies is met, kom ons noem dit die blou staat. Jy moet versigtig wees met jou woordgebruik, want dan word 'n mens baie maklik gemonitor of die video verwyder en alles daarmee saam. Nou ons het verlede week ons genoem dat hierdie blou staat in een van hulle koerante, in een van hulle artikels, het hulle genoem en geskryf dat Afrika moet gedestabiliseer word, sodat daar verdere verdeling in Afrika kan plaasvind. En die artikel het nog gesê, beginnende by Suid-Afrika. Nou ja, ek dink nie is moeilik vir ons om hier te sien, die poging tot onstabiliteit in Suid-Afrika nie. Dit is baie duidelik as ons kyk na die March and March. En ek gaan vir u gou nog 'n paar video's speel, of 2 kort stukkies, om maar net vir u dan verder voort te gaan met wat ek vir u wil sê. Come and call them. Take your rubbish out of here. Go back to where you come from. You, white people, you think we are scared of you. Your time is over. South Africa is waking up. You must go back to where you come from, England or wherever you come from. There are no white people here. They are Africans only. You are not an African. You are not an African. You must go back where you come from. You call us Kafur. I didn't call you. I didn't call you nothing. I greet you everything nicely. I greet you everything nicely. We have never attacked you. We have never attacked you in your life. But you took our money. You took our life. Continue doing what you are doing. You got to be under arrest. What is your name? My name? My name? Yeah. My name is Arnold. Goed, u het nou hierdie 2 videoetjies gesien wat maar net, daar's vele wat ek kan speel, ek het maar net hierdie 2 uitgesonder, wat baie aansluit, presies aansluit, 100% aansluit, by Kill the Boer, Kill the Farmer, by Malema se gesprek, wat 100% aansluit by die Blou Staat memorabilia, noem dit maar, waarvan ons vir u die foto gewys het en miskien weer kan wys, wat aansluit, bevestig, saamstem, bewys en vir ons wys daardie artikel in die Blou Staat se koerant. Ek dink dit was in die Haaretz of iets gewees, of nee, ekskuus, dit was the Time of Israel, daar onthou ek nou, waar hierdie suggestie, hierdie gedagte, hierdie plan van om Afrika te destabiliseer. Nou ons sien die destabilisasie. Ek gaan vir u video speel nou ook weer oor waar ons sien. Ek kan hom dalk gou vir u speel, die een waar die Zambiese minister van gesondheid met stof of as gegooi is. Kyk vir u self op die video, ons speel hom gou. Hallo.
aujourd'hui aussi. Goed, jy het nou gesien hoe hy met as gegooi is daar in Zambië. Ons sien daar die onstabiliteit. Ons sien die protesaksies die afgelope week in Zimbabwe. Ons sien, ons kan maar net vir u opskrifte wys, foto's, uittreksels wys van die Namibiese regering, wat nou ook grond wil onteien van veral die Duitse gemeenskap en dan nou maar die blankes in Namibië, die ou Suidwes-Afrika. So, dis nie moeilik om hierdie onstabiliteit waarvan gepraat is in 'n koerant in die Midde-Ooste raak te sien nie. Ons sien dit nou in Zambië, dis net die afgelope week. In Zambië, in Zimbabwe, in Namibië en dan natuurlik in Suid-Afrika met die optogte, met die 2 videoetjies wat ek vinnig vir u gespeel het, wat aansluit by Malema, wat verseker op pad is om hand uit te ruk, verseker op pad is na dit wat Joel 2 vir ons baie mooi beskryf, hoe hierdie mag lyk, van waaraf hy kom vanuit die noorde, hoe hy optree, hardloop op dakke, klim op mure, gaan deur vensters, dring die huise binne, en ons weet en besef dat dit is God se mag, wat God sê, ek het hom opgerig, met 'n hoofletter, sodat die Vader ons weer terug by sy voete kan kry. 'n tweeledige doel, met al hierdie chaos en toren, en derde wêreldoorlog, en alles wat nou gaan afspeel, het vir my hoofsaaklik 'n tweeledige doel. Die een is om ontslae te raak, wil ek amper sê, van die goddelose, waar die Vader sy toren oorbring, maar ook dan om sy eie volk, sy eie kinders, sy eie uitverkorenes, die gelowiges, te suiwer en weer op die regte pad te bring. Joel 2 sê dit so mooi, dan sal ek julle weer die leraar gee tot geregtigheid. Dan sal daar weer predikers wees wat korrek preek en nie valse leringe en misleiding, soos wat ons nou sien. Ons sien dit met die blou staat ook. Die mense gaan lees nie op Badja 1 nie, wat baie mooi beskryf Esau se nageslag en al die eienskappe van hom, wat nie moeilik is om te sien nie. Verskriklik maklik. Maar ek wil vir u graag ook 'n foto wys van, en hy kan maar wys terwyl ek praat, van 'n vriend van Suidlanders wat ons gekry het uit Australië uit 'n koerant uit, 'n uitknipsel van waar hulle sê dat binnekort gaan jy dalk in Australië, wat ons nou maar net, ons het met COVID ook gesien, Australië het 'n redelike leidende rol gespeel in die forsering en die afforceer van die COVID maatreëls wat toegepas was. Dis in Australië waar die dogtertjie van 12-13 jarige ouderdom geduik was, soos 'n rugby, soos 'n voetbalduik in die straat, deur die veiligheidsmagte van Australië. So baie blaatant en ongenaakbaar en hard opgetree. Baie verbasend. So nou raak dit minder verbasend om so 'n koerant uittreksel te sien, waarby daar gesê word, dat binnekort gaan jy nie meer met jou foon nie meer met jou ID-kaart, meer hoef te koop nie, jy gaan met jou gesig kan, né? Nou herinner dit ons dadelik aan wat die woord vir ons sê, jy sal nie kan koop of verkoop, met iets op jou voorkop en iets op jou hand nie. En nou sien ons 'n artikel wat sê, in Australië, amptelik offisieel, binnekort gaan jy met jou gesig kan koop. So ons sien daardie beweging, en dis hoekom, mense, ons moet besef dat ons God leef. Ja, ons moet dit besef. Hierdie dinge speel reg voor ons oë, want God sê in sy woord vir ons, dat as ek die tyd nie verkort nie, sal geen vlees of bloed dit kan deurstaan nie. Nou dit kan geweld ook op aandui, maar hy sê ook by geleentheid, impliseer en kom dit daarop neer, dat as hy die tyd nie verkort nie, sal selfs die uitverkorenes, sal dit nie maak nie, sal verlei word, sal mislei word. En ons moet verstaan dat hierdie ellende wat nou kom, al hierdie bose planne van hierdie bose wêreld, speel eintlik in een en saam met die Vader se volmaakte raadsplan. Hulle werk eintlik aan die einde van die dag maar almal vir die Vader, om sy profeseë in vervulling te bring, menende dat as hy die tyd nie verkort nie, dan gaan daardie maatreëls van jy gaan koop met jou gesig,
Later gaan jy nie meer kan koop met jou foon, of nie meer kan koop met jou ID-kaart nie. Jy gaan net kan koop met jou gesig. En die persoon wat dan 'n geloofswroging daaroor het, teenstand daarteen bied, en onthou daar gaan baie valse predikers wees, wat gaan sê, nee, wat is net tegnologie? Dit het Jesus vir ons gesê, aan die einde van die dae, sal daar baie valse predikers wees, baie valse profete, wat die volk en die kinders en die wêreld sal op 'n dwaalweg bring. Dit staan elders in ander profeseë, ook vir die einde van die dag. So wat sê die Vader vir ons? Hy sê vir ons, ek gaan dit vinniger maak, as ek die tyd nie verkort nie, met ander woorde aanjaag. Dis hoekom hy Rusland gehak het in die kakebeen, Rosh, in Esegiel 38. Dis hoekom hy hom gehak het in die kakebeen, en vir hom gesê, trek uit vir die oorlog. Ek sal hom hak in die kakebeen, en hom uitlok, om uit te trek vir die oorlog. Dis die oorlog, wat in 2020-22 begin het, in Oekraïne, wat opsiener op sy beurt sê, 'n bloedige burgeroorlog in Oos-Europa, wat presies Oekraïne is, meer bloedig kan jy seker nie 'n burgeroorlog kry nie, sal aanleiding gee tot die derde wêreldoorlog. God het Rusland gehak in die kakebeen. Ons kan nou die fisiese wêreldse eienskappe in detail gaan kyk, van hoe NAVO uitgebrei het, alle meer ooswaarts tot op die Russiese grens, Estonia, Latvia, Lithuania, Roemenië, almal van hulle is nou NAVO lidlande. Die laaste was Oekraïne, om het so te stel. En sodoende, dit is die fisiese materiële wat veroorsaak, wat die hak in sy kakebeen was, wat hom geen keuse gelaat het as om uit te trek vir die oorlog nie. Want dit is God se plan. Ons sien dit reg voor ons oë. Inteendeel, hy noem sy bondgenote in Esegiel 38, Persië, wat Iran is, sy bondgenoot. En so kan u deur Meseg en Tubal, Libië en al daardie Midde-Oosterse lande wat tans sy bondgenote is, word in die woord beskryf. En daardie volke gaan nie net teen die blou staat veg, wat Obadja 1 baie mooi beskryf nie, maar teen die westerse wêreld, waarheen God se volk mos oor die aarde versprei is. Ja, daar is soveel kennis wat die mense verwerp, en is so hartseer. Want omdat julle dit verwerp, ja, sê die Vader, omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp. En behalwe dit, as jy daardie kennis verwerp, wat ons nou reg voor ons oë in die Bybel sien, voor ons oë hier gebeur, elke dag, dink ek nie het jy hoop nie. Die gelowiges wat ag gee op die kennis van die skrif, die kennis van die wêreld wat ook vermeerder teen die einde van die dae, sê die Bybel, verstaan hierdie gebeure, besef waarheen dit gaan, hoekom dit so moet gebeur, om by die ryklike uiteinde te kom, waar die Vader sy kinders gelouter het, gesuiwer het, en dan kom daar natuurlik 'n ewige koninkryk, wat wonderbaar gaan wees. Maar ons is nou nog nie daar nie, ons is nou nog hier. So ek dink, opsommend gewys, moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor omdat u nou gaan swaar kry, seer kry, honger kry, koud kry, hartseer gaan wees, onmeetbaar wil ek sê. En ek sê dit nie omdat ek dit dink nie, die woord sê dit. Die woord beskryf hierdie tye wat nou kom in detail, in baie profeseë, in baie, gaan lees dit. Maar ek som dit net vir u vinnig op. Moenie moedeloos raak nie. Gelowiges, hou vas, skuil by die Vader, bly daar skuil deur sy Seun en sy Gees. Daar's vir ons 'n ryklike vooruitsig. Daar's 'n besonderse heerlikheid wat vir ons wag. En sien hierdie as 'n toetsing en 'n loutering en 'n suiwering. En dank die Vader daarvoor. Want hy maak u gereed vir 'n besonderse seën wat voorlê, wat die profeseë ook baie mooi beskryf. Baie pragtig beskryf. So hierdie haat wat ons nou in hierdie video's gesien het, vroeër in die video, wat teenoor die blanke aangestig word, dit is deel van die wêreldse plan, maar ook deel van God se plan. Dis ook deel van die uitvoering van sy plan. Al hierdie planne, die duiwelsin ingesluit, is deel van God se volmaakte raadsplan. Daar is nie rede om moed te verloor nie. Ja, wanneer jy alles verloor, wanneer jy geliefdes gaan verloor, wanneer ons honger gaan kry, wanneer ons swaar gaan kry, wanneer ons dors gaan kry, wanneer ons gaan seer kry, is dit nie maklik om die geloof te behou nie. Dis die toetsing.
Dis maklik om die Vader te loof en te prys wanneer dit goed met jou gaan. Dis nie so maklik, en ek praat van ondervinding. Dis nie so maklik om dit te doen wanneer dit swaar gaan nie. Dit is 'n perd van 'n ander kleur, soos ons in Afrikaans sê. So, ek wil maar net met hierdie video vir u moed gee en sê, alles gebeur perfek binne die volmaakte raadsplan van die Almagtige, Skepper van hemel en aarde. Alles. Sy seun sit regs langs hom, wat nie meer lank gaan wees nie, gaan hy terugkom. Ja, ek gaan in 'n volgende video dalk vir u 'n aanhaling van wat professor Andries Raad van Oom Siener gesê het, wat verskriklik mooi aansluit. Ek sal dit dalk in 'n volgende video, anders gaan hierdie een te lank raak. So ja, ek gaan nie my skoonpa gebruik nie, want dan kan dit bevooroordelend lyk, dit kan subjektief lyk, so ek sal 'n video aanhaling van, ek dink van professor Raad, ek sal sien hoe die Gees my lei, met u deel, oor hierdie koninkryk, wat 'n ewige koninkryk gaan wees, wat Oom Siener ook gesien het, saam met Openbaring, saam met Esegiel, saam met Jeremia, saam met Jesaja, saam met Joël, saam met Hosea, saam met Micha, saam met Sefanja, saam met Sagaria, almal van hulle wat ek nou genoem het, en nog, Psalms ook, Dawid ook, aan Handelinge sê Dawid was 'n profeet, wat almal ook profeseë gehad het vir ons tye ook, vir hulle tye ja, maar vir hierdie ook, wat nie moeilik is om te sien nie. So skep moed, kykers en luisteraars, skep moed. Hierdie haat gaan verder uitbrei teen ons, blankes, dit gaan lei tot grootskaalse geweld. Nie omdat ek dit dink nie, nie omdat ek as 'n oud gewese inligtingsoffisier dit kan sien fisies ook nie, en die geskiedenis van volksmoorde ook lees hierin nie, maar omdat die profete van die woord van God, met die modernes wat maar net aansluit, dit vir my baie duidelik sê, dis wat gaan gebeur. Maar wat daardie profete ook vir my sê, is daar gaan 'n dag kom, wanneer daardie straf verby is. En dan breek daar 'n besonderse tyd van seën, en baie lang vredestyd, wat sekerlik die 1000-jarige vrederyk sal wees. Johanna Brandt praat van 'n heerlikheid. Sy het gesê, ons moet deur hierdie swaar gaan, om deel te mag hê aan hierdie heerlikheid wat kom. Moenie net in die swaar vaskyk nie. Moenie net in die geweld wat nou gaan begin, al die pad eskaleer, en teen ons gaan ontvlam, vaskyk, wanneer jy in die veld is, wanneer jy gevlug het, wanneer jy in 'n huis wegkruip, wanneer jy honger en dors het, weet, dis 'n tyd wat ook sal verbygaan. In Engels sê, this shall also come to pass. En hierdie tyd sal ook verbygaan. Weet dit, en skep moed daarin. Prys die Vader se groot en heilige naam, deur sy Seun en sy Gees. 'n pragtige week vir u. Sterkte en seën. Tot ons weer praat.